Goeiemôre en dankie dat jy weer inskakel vir vandag en dat ons vir 'n oomblik saam kan stil staan by die Here se voete. Ons lees vanoggend saam uit 1 Petrus 4 vers 10. Elkeen moet die genadegawe wat hy ontvang het, dienend gebruik tot voordeel van ander, soos goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God. Ek wil jou vandag nooi om vir 'n oomblik stil te staan by hierdie vraag. Wat het jy as gawe ontvang? Nie wat het jy behaal nie, nie wat het jy verdien nie, maar wat het jy ontvang? Die teks sê, elkeen het 'n genadegawe ontvang. En dan moet jy dit gebruik, dien daarmee, deel dit, want jou gawe is nie net vir jouself bedoel nie. Ek onthou 'n storie van 'n seentjie wat op straat gestaan en viool speel het. Sy vioolkussie het voor almal oopgelê vir geld. Maar wat mense laat stilstaan het was nie hoe goed hy gespeel het nie. Dis die feit dat hy blind was en dat jy kon sien elke noot was met gevoel en met passie gespeel. Mense het nader gestap, nie net vir die musiek nie, maar omdat sy gawe hulle geraak het. Sy beperking het nie sy gawe gestop nie. Trouwens, dit het sy gawe dieper gemaak. 1 Petrus 4 vers 10 herinner ons, jy is 'n draer van God se genade, en nie net 'n bietjie nie. Petrus noem dit die veelvoudige genade van God. Hierdie is so 'n ryk beeld. In die Grieks is die woord wat hier gebruik word, poikilos. Nou poikilos beteken veelkleurig of selfs veelfasettig of 'n rykdom, soos 'n diamant. Dis asof God se genade in kleure skitter deur die verskillende mense en die verskillende gawes. Die bekende geestelike skrywer Henry Nouwen het eendag geskryf, jou wonde is die plek waar jou gawe die wêreld kan binnegaan. Dalk het jy al gevoel jou storie is nie so indrukwekkend nie. Dalk dink jy jou talent is te klein of te eenvoudig, of ek is net nie goed genoeg om God se storie met ander te deel nie. Maar in God se hand is selfs jou gebrokenheid 'n kanaal vir sy genade. In die veld van positiewe sielkunde praat Martin Seligman oor karaktersterkpunte, innerlike vermoëns wat mense meer betekenisvol laat leef. Nou die studies toon dat wanneer jy jou gawes uitoefen, jy nie net ander bevoordeel nie, maar selfs ook groei in geluk, vreugde en sin. 'n Lewe van diens is 'n lewe van vervulling. Nou die sleutel is dit. God gee gawes, nie net vir jou om jouself goed te laat voel nie, maar sodat jy dit sal deel, dienend gebruik tot voordeel van ander. Dis 'n oproep tot beweging. Jou gawe is nie 'n ornament vir 'n rak nie, dis 'n werktuig vir diens. Ek wil jou vra, watter gawe het jy ontvang? Dink bietjie daaroor vandag. Kan jy luister soos min mense? Kan jy troos met 'n woord of 'n stilte? Kan jy beplan, kook, bestuur, idees gee, leer, vasbyt of bemoedig? Dalk is jou gawe 'n kombinasie van alles, wat ook al dit is. Dit is nie 'n toeval nie. Dit is 'n roeping. En as jy voel jy weet nie wat jou gawe is nie, moenie moed verloor nie. Soms leer ons gawes ken deur eenvoudig betrokke te raak. Jy ontdek dit nie deur te wag nie, maar deur te dien. Hier is 3 vrae om vandag oor na te dink. Wat het God in my geplaas wat ek kan aanwend tot voordeel van ander? Watter stemme in my verlede het my laat twyfel aan die waarde van my gawe? Wat beteken dit prakties om 'n bedienaar van genade te wees in my konteks? En onthou, God vra nie dat jy alles moet hê nie, net dat jy sal gee wat jy het. Kom ons sluit af met gebed. Here, dankie dat U my nie net gered het nie, maar ook gevorm het.
Dankie vir die gawes wat U aan my gegee het, selfs die waarvan ek nie altyd bewus is nie. Help my om dit nie net vir myself te hou nie, maar vrylik te gee, te dien en 'n lig te wees vir ander. Vader, wys vir my vandag waar ek iemand se dag ligter kan maak. Breek my vrese af en help my om met nederigheid en vrymoedigheid te leef as 'n bedienaar van U veelkleurige genade. Laat U genade deur my vloei, soos musiek uit 'n viool, rou, mooi en opreg. Amen. Geniet die res van die dag.